Hallo, my naam is Janine van die Kerk van die Radio Kansel en baie dankie vir almal wat voorstel instuur vir die vlog se naam. So ons het nou al Soul to Soul wat al naby aan 'n wenner is, soos in Soul to Soul en so onderskrif by Jesus Tekkies. Wat dink jy? Stuur vir my nog voorstel en dan kyk ons of ons 'n algehele wenner kry wat ons dan nou sal hierdie blog se naam sal noem. En dan behalwe dit, kuier ons nog steeds op Galasiërs 6 vers 9. Laat ons dan nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie slap lê nie, sal ons op die bestemde tyd of die regte tyd die oes insamel. Dis dan hierdie 2020 weergawe. So, ek dacht nou ek vat jou saam met my vandag as ek hardloop, want ek wil hê, as jy nou sien waar ek hardloop, gaan jy nogal daai skrifgie verstaan. Check hierso. Dis die pad tussen al die bossies. Klim ons oor die muur. Gaan ons hier af met die pad. Kom ons draf 'n bietjie sodat ons kan kom wat jy kan sien. Dit is nou als mooi, né? Dis lekker buite in die vars lug. En ek het 'n lekker dam daaronder. Maar dis die punt, kyk die bossies. En as jy hardloop, is daar seker lekker haak my checkie so. Hier goed wat so vas sit aan jou klere, oral. Hæ? Kyk. Die punt is, hier is hy nog oopgesny. My man het 'n ou wat hy altyd kry om vir ons net die eerste boortjie oop te sny. En dan die res veg ons deur die bossies, voordat ons kom by die boer se plaas. En dan hardloop ons daar in sy velde. Maar hy kan nie alles oophou nie. Dis vreeslik onderhoud om hierdie paadjies oop te hou. As jy net 'n bietjie slap lê, dan dan groei hulle toe. Dis asof die natuur nie kan wag vir 'n bietjie reën nie. Net 'n bietjie kan wag om toe te neem en oor te neem en al daai tipe van goeders nie. En dis nou die punt wat ek wil maak. Laat ons nie moeg raak om goed te doen nie. Ek het nou al gesien, en hierdie gaan nou wragtig een blok wees, waar ons nie gaan moeite doen om maskers te dra nie. Ons gaan eerlik wees met onsself, wat dink jy? En ek kan baie eerlik vir jou sê, as jy nie besig is om die bossies oop te sny nie, is jy besig om veld te verloor. As jy nie besig is om in die woord te wees nie, is die wêreld besig om jou gedagtes te oorwin. Dit oortuig jou, dis die nuus, dit is jou pelle om jou, dit is by die braaivleisvuur, dit is al daai, en die bossies groei om toe. As jy nie besig is om te bid nie, is jy besig om te worry. Dis so eenvoudig soos dit, die negativiteit, die bitterheid, al daai goeders. Chickie, dis hoe dit oorneem. Dit vat net verslap, dis al. En nou kan ons baie lekker eerlik wees met mekaar. Ek is nie fantasties hiermee nie. Ek is nie goed met hierdie konstant die regte ding doen nie. Ek is lui en my dissipline sak. So, ek het 'n man, ek het kinders en ek het vriendinne. En jy's deel van 'n gemeenskap, jy's deel van kerk. En dis een van die redes daarvoor. Is hierdie paadjie is te moeilik om op jou eie te wen. Dis so eenvoudig dit is, dis te moeilik. Die hele lewe is amper geskep en gevorm. Die Here is baie doelbewus daaroor, om die lewe so te vorm, dat jy dit nie kan maak op jou eie nie. Trots en selfsug en al daai, nie lus om te yster met ander mense nie en al daai, sê vir ons, los my uit, ek wil dit doen soos wat ek dit doen. Maar die Here sê vir jou, kerk, is nie 'n beste voorstel nie. Dis sy enigste plan. Daar is nie 'n plan B nie. Hy doen dit. Jy is veronderstel om saam met ander mense hierdie ding te doen. So daar het jy dit. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. En as ons moeg raak, mag daar mense om jou wees wat jou arms ophou. Want wraggies, kyk hoe mooi is die. Ja, tussen die bossies deur is daar altyd hier en daar 'n oomblik van lekkerte en mooiheid, hè? Nou maar toe. Ek moet oor die water spring. Sien jou môre.